wieder das Vierteldienst von Wettkampf Martinez.
abiertas. Ik praat van die nati-gedeelte. Hy mag in hom hardloop, hy kan nie stop. Sê vir my wat. Ja, hy was die naby ons. Ja, maar onthou dis jy net vir die bal. Jy kan nie daai klip van Hans nie. Nee, vanaand. Angelo both on the both
kwenda konke. Just quickly, man. One, it's a small thing. Whenever he goes to kick, alright, wait for him to put his foot back down before you chase. Because what happens, as soon as he kicks and the ball goes out,
of the frame, I cut to number 2. So don't chase the ball. Let him kick and put his foot down. Then you can go and find. All right. There's enough time. 2 is there. Don't worry. But it's too quick. Anytime he kicks, if it's poles, if it's anywhere, let him kick and put his foot down, and then you can chase. I'll stay on 2 until you catch up. All right. How's the level now? It's much better. Much better. Lala. It's in Chalo, you was Cotella Nyana. Atmachan. Yes, Sato, chef.
Angazi man. Czegoś
Please. Requested.
São os Olympians.
Die nommer 10 van Leidenburg wat verligting gaan bring daarso, op die aanval gaan sit. Anthony Howe. En Leidenburg het ook dan nou die ingooi voordeel. Kyk of hulle hierdie lyn staan kan gebruik. Lekker dagies op Leidenburg vandag, lekker sonskyn, ligte briesie. Andersins lekker lewendig hier. Nommer 16 Bruce Brill wat dan gaan ingooi in die lyn staan. Leidenburg wat hom wel bemeester en hulle sit die losgemaal op en hulle val die losgemaal. Nommer 10 van Leidenburg wat die bal aangee wat hulle gee na nommer 12 C.J. van Neerden. En hulle verloor die bal. Ongelukkig. Goeie balbesit wat hulle nou verloor het. En dit plaas dan vir Witbank weer in balbesit en hulle wil kyk of hulle op die aanval kan kom. Witbank kom met die loskram daar met die bal uit. En oortreding daar aan die kant van Leidenburg. Oor die bal gegaan in die loskram. En dit is dan weer 'n strafskop in die guns van HTS Witbank. Het lyk soos die nommer 10 van HTS Witbank, Rian van Eden wat hierdie skop gaan waarneem. Na die kantlyn gaan opsoek. Gaan hy hom kry. Bietjie misverstand daar tussen die Leidenburgse spelers. Maar die bal was oor die lyn gewees. En baie goeie skop gewees daar van die nommer 10, Rian van Eden van HTS. En hulle gaan ook dan nou so die bal by die lyn staan kan ingooi. Bal was nou nie reguit ingegooi daarso nie, jammer Ferdi Riet. En die skeieregter vra, wat wil julle doen? Lyk of Leidenburg weer die lynstaan gaan kies. En nou is dit Leidenburg se beurt om in te gooi. As hy Witbank waar die bal meester en hulle gaan die klein kantjie om en weer is dit Leidenburg wat die bal by hulle afvat, maar in die proses verloor Leidenburg die bal vorentoe. En dit is Witbank wat nou in besit is van die bal. Hulle beer vorentoe, kan nie vorentoe gaan nie. Loskram, nommer 9 van Witbank wat die bal uithaal. En 'n misverstand wat tussen die twee centers van Witbank en dit is Leidenburg wat die bal optel. Leidenburg wat vorentoe speel. Niemand agter nie. Baie slim skoppie deur die nommer 9 van Leidenburg. En hulle jaag die bal. Witbank wat die bal optel. En dan word hy vasgevat daarso op die 10-tree stippellyn van Witbank. En dit lyk of dit Witbank is wat nog steeds besit is van die bal. Witbank wat die bal kry en hulle gaan die klein kantjie om. Leidenburg wat eerste poging misluk om die bal te kry en nog steeds is dit Witbank wat besit is van die bal. En mooi pletter van daarso op die nommer 13 van Witbank. En
Hy hou ongelukkig aan die bal vas en dit is 'n strafskop dan nou ook vir Leidenburg. En wat gaan hulle maak? Gaan hulle paal opsoek? Gaan hulle die kantlyn opsoek? En tussentyd is daar 'n besering aan Leidenburg se kant. Lyk so skrampe op die stadium. Speler gaan opstaan, gaan hy reg wees. Nee, en dan gaan sit hy weer. Hy het baie pyn. En intussen gaan hulle weer aan met die strafskop. So woer-woer-skop. En dit is Witbank wat hom in die hande kry. En hulle begin hardloop met die bal op hulle eie doellyn. Word gepletter van daar deur Leidenburg. En weer 'n keer kry Witbank die bal en hy skop die balveld op. Goeie skop en hy bly net binnekant die speelveld. Terugskop Leidenburg die bal nou. En is ongelukkig is dit 'n aanslaan van Witbank. En dit lyk op die spelers voor die bal was toe Leidenburg die bal geskop het. Ja, inderdaad. Skeiter het gesê hulle is onkant en dit is dan nou ook so 'n strafskop aan Witbank. Daar is nog so 'n minuut en 46 sekondes oor en hy skop die bal uit presies op die kwartlyn van Leidenburg en Witbank is op die aanval. Spelers stap stadig na die lynstand toe. Sal nou dink Witbank wil vinnig punte aanteken. Die nommer 16 van Witbank wil die bal gaan ingooi. Henny Boyens. Gaan hy sy springers vind. Lyk my hulle gaan tog in die middel en dit is Leidenburg wat die bal vat. Leidenburg wat besit is in die bal en daar trek hy Leidenburg se nommer 6. Pragtig het hy daarso gedoen, maar hy word uitgeboender. Hy word uitgeboender daarso deur Witbank. Goeie verdediging deur Witbank. En die tyd stap, daar's nog 50 sekondes oor. Gaan die tyd vir Witbank vang. En dit is Witbank wat die bal in die hande kry en hulle laat loop die bal in die backline. En per ongeluk daar laat val hulle die bal. Aanslaan deur Witbank. En dit gaan dan nou Leidenburg se skram wees. Dit behoort seker dan ook dan die laaste skram van hierdie wedstryd te wees. Telling op die oomblik 13-7 in die guns van Leidenburg. 6 sekondes oor. Dit gaan definitief die laaste skram wees. Op die laaste beweging van hierdie wedstryd gaan Witbank dit bal kan omdraai. Hulle kry pragtig die bal. Vaskop daar so teen Leidenburg en daar gaan Witbank. Leidenburg sal nou hulle verdediging moet ken. Dissipline en Witbank wat die klein kantjie opsoek. En hulle dryf nog steeds vorentoe. Hulle is in besit vir die bal en dan lyk my daar is voordeel aan die kant van Witbank. Wat gaan hulle nou doen? Hulle telling 13-7. Hulle sal hulle 3 moet gaan druk. Glo hulle gaan die klein kantjie opsoek. Speeltyd is reeds verstreke. Van Witbank die bal kan behou. Kan Leidenburg die bal afvat. Baie belangrike lynstand in die kragmeting. Kort lyn staan deur Witbank.
En dit is Witbank wat die bal vorentoe neem. Hulle is so 10 meter van die doellyn af. Hulle is weer in besit van die bal en hier kom die bal met die agterlyn af. Hulle wil die bal vinnig op die punte kry. Witbank wat die bal het en hy gooi die bal weg. Gelukkig hulle kan die bal weer bemeester. Gaan hulle bal besit hou. Leidenburg keer vir al wat hulle werd is op die oomblik. Dis 'n rolbalbeweging. Hulle is so 5 meter van die doellyn af. Die bal word in die lug opgehou. Witbank het die bal ingevat. Dit gaan die laaste beweging wees. Dit gaan 'n Leidenburg skram wees. En die fluitjie word ook dan geblaas en so is dit dan aan die einde van die wedstryd. Leidenburg wat hom wen 13-7. Die taniese stryd en die Witbank spelers wat redelik ongelukkig is. Hulle het nie hulle kanse gebruik nie. En dit is vreugde aan die kant van Leidenburg. Ons sê dan ook dankie by hierdie geleentheid dan vir ons borge vir die dag, Wesvaal Leidenburg en ook vir Phoenix Flying Squad vir hulle mediese dienste. Wat sal mens doen sonder borge? Right, en dan wil ons ook vir Loudveld Live baie dankie sê vir hierdie uitsending wat moontlik gemaak is. En ons het nog 2 wedstryde wat kom. Leidenburg so onder 16 teen Hooggenhout en dan die hoë wedstryd van die dag gaan ook dan wees Leidenburg se eerste span teen Hooggenhout se eerste span.